Hartlik welkom weer eens hier in die program Mense en hul stories saam met my Natasha Fick. Nou ja, dis altyd vir my voorreg om saam met jou te kan kuier. Dis altyd lekker om hier te kan sit en nuwe mense se stories ook te kan hoor, om te kan hoor waardeur hulle gegaan het en hoe die Here hulle ook daardeur gedra het. So as jy ingeskakel was die vorige 2 programme, Safaya is nog steeds hier saam met my in die ateljee en ons is besig om nog oor haar storie en haar lewensverhaal te deel hier saam met jou. Nou goeiedag Safaya, weer eens welkom en so lekker om jou weer eens hier te kan hê. Goeiedag Natasha, dit is vir my 'n groot voorreg om hier te wees. Ek het dit geniet die vorige kere, so ek is bly jy gee vir my nog 'n geleentheid om hier te kan wees. Amen, amen. Nou Safaya, vir die wat nou nie weet wie jy is nie, of wat nou nie ingeskakel was met die vorige 2 episodes nie, vertel gou vir ons, wie is Safaya Minus? Ek is Safaya Minus. Ek is 63 jaar jong. Ja. Ek het 3 kinders, 2 seuns het ek gehad en 'n dogter. Ek het my een seun verloor 4 maande gelede. Ek is tans in Grabouw. En dan ook sê ek altyd Safaya, dit is 'n program wat ons mense se stories deel. Dit gaan nie noodwendig om enige iemand sleg te maak nie. Asseblief dierbares, kom ons hou net daai voor oë. En dan ook nommer 2 is dit, nommer 1 kan ons seker maar sê, is om die naam van die Here groot te maak, om verander te kan sê, maar die Here het my daardeur gedra, en ek sal nooit vergeet nie, hoe mense en hul stories ontstaan het, Safaya. Dit was 2020, toe my man COVID-19 gehad het, ek gevoel die Here sê vir my iets, en hy wil ek moet iets doen, en ek vra Here, wat is dit wat U wil ek moet doen? Wat wil U vir my sê? Dit was eintlik my woorde. Wat wil U vir my sê, want ek kan voel U wil vir my iets sê, maar ek weet nie wat dit is nie, en die Here sê vir my, begin mense se stories te deel, en ek sê, hoe moet ek doen? En die Here sê vir my, met COVID-19, niemand sien hom raak nie, van almal het gefokus op COVID, en COVID, en hy sê vir my, vertel mense se stories van hoop en stories van bemoediging, gaan vertel mense dat ek red nog, ek verlos nog, en ek genees nog, en dit is waaroor mense en hul stories gaan, om jou storie te deel, sodat jy vir ander kan hoop bring, om te sê, maar die Here het my daardeur gedra. Jy het ook so 4 maande terug, jou jongste seun, aan die dood afgestaan. Ek weet jy het gesê, dis nog bietjie dis baie vars, dis baie seer, ja, ek weet dit ook, en dis iets wat 'n mens nie, ek dink nie jy kom ooit daaroor nie. Ek dink nie jy kan ooit daaroor kom dat jy 'n kind aan die dood afgestaan het nie. Ons het ook, die ander dag het ek vir die eerste keer gaan blomme op my dogter se graf sit. En toe ons dit doen, toe besef ek, toe slaan die realiteit my, dat dit is waar my kind is. En hier moet ek nou blomme op 'n graf kom sit, Here. Ek moet my kind nou hier kom besoek, Here. So dis nie maklik nie, dierbares, dit is nie maklik nie. En is net die Here se genade wat ons daardeur dra. En ek sê Safaya, baie mense kyk ons aan en sê hulle, ons is sterk. Nee, ons is nie sterk nie, ons is sterk in die Here in. Want soos ek altyd sê, as dit nie vir die Here was nie, dan sou ek nie dit kan doen wat ek hier doen nie, but it's only by the grace of God that we are doing it. So ja, Safaya, ek wil jy 'n bietjie gesels daaroor. Ja, ek is dankbaar dat ek die geleentheid kry om oor te praat, is nog baie seer, dis 4 maande gelede. My seun was, soos ek in die begin gesê het, baie briljant, hy was 'n A-kandidaat van graad 1 tot in matriek, hy het baie goed gepresteer op Stellenbosch, so hy het sy kursus gedeeltelik voltooi, hy moet sy graadkursus nog net 6 maande gedoen het, 1 semester, dan was hy gekwalifiseerde bestuurder, hy het bestuurderskursus gedoen, maar soos my huwelik verbrokkel was, het dit 'n groot impak op my kinders se lewens gemaak. Dit is die rede hoekom ek my dogter uit die huis uitgevat het, dat sy nie deur daai trauma moes gaan nie. Sy is die enigste een wat nou nie wan aangepas was nie, want ek het haar alleen groot gemaak. My 2 seuns het groot geword in die huis, en hulle moes al die geskellery en die rusie aanskou het, so dit het 'n negatiewe invloed op hulle gehad. Die jongste seun wat op Stellenbosch was, het daar in Stellenbosch, hy het in matriek beginne
experimenteer met dwelms en dit het vir hom nie 'n geweldige knou toegedien, want hy was op Stellenbosch, toe was hy daar besig, en ek het gedink, hy is besig met sy studies, toe het hy nooit meer klasse bygewoon nie. En toe sê ek vir sy pa, maar ons moet hom maar gaan haal, want wat baat dit nou, hy bly daar, en hy woon nie klasse by nie. Ja. Sy pa bel toe vir hom die dag, jou ma gaan nou vir jou kom haal. Ek was baie ontevrede, want die kind kan ons nog weggeloop het. Ja, ja. Maar nietemin, hy het nie weggeloop, hy het gebly en hy het huis toe gekom. Daar het hy nou van kwaad na erger gegaan. Hy het nou gevat in die huis alles wat hy kan vat. Hy het verkoop. My huis was doorleeg toe ek daar uittrek, was dit net die banke wat daar gestaan het. Al my goed, al my breekgoed, al my klere, alles het hy verkoop. En ek was ongelukkig, maar wat kan ek maak? Ek het besluit in my hart, ek gaan nie my kind uitsit nie. Ja. Ouers, ek wil vandag vir julle sê, moenie julle kinders uitsit nie. Want dan gooi julle hulle vir die wolwe. Ja. Ek het nie kos vir hom geweier nie. Ek het elke dag vir die kind kos gegee, so ver ek kon. Ek het elke dag vir die kind geld gegee. Dit klink miskien vandag op u ore reggie, maar ek het elke dag vir hom geld gegee, want ek wou nie hê, hy moet van ander mense gaan steel en gaan verkoop nie. Ek het vir hom geld gegee, en soggens, middag en saans. So ek kan dink, hoeveel geld het ek verloor. Hy was plus minus 20 jaar met dwelms betrokke. So ek kan sommetjies maak, ek kan ek dink hoeveel het ek verloor. Maar ek het nie, dit was nie vir my moeite om dit te doen nie, want ek wou my kind beskerm. Ek het altyd vir hom gesê, Boeta, ek is baie lief vir jou. Ek is so lief vir jou. Ek hoop maar net jy besef dit. Maar dit het nie gelyk, hy besef het altyd nie, want as hy iets gedoen het, dan het hy net in die agterplaas gaan sit, hy het niks gepraat daaroor nie, hy was, wat hy altyd gedoen het is, mami, ek is jammer. Ek het altyd teruggekom en sê, mami, ek is jammer. En hierdie seun, omdat hy so intelligent was, het hy 'n manier gehad om 'n mens te intimideer. Hy het presies geweet wat om te doen, om vir jou sag te maak. En so het hy nou aangegaan en aangegaan. En totdat ek by CLC, die supportgroep, betrokke geraak het, en ek het net besluit, 'n vriendin het my voorgestel aan, en ek het toe gegaan. En 2 weke daarna, toe het hy ook gegaan. Ek dink toe, ek het nie vir hom sê, hy moet gaan nie, ek kom vertel net by die huis wat gebeur daar. En hy het ook gegaan, en hy het gehou daarvan, om so toe te gaan. So het hy geloop, dit was sy 2de jaar. Sy 2de jaar, en een aand toe kom hy net daar, en toe sê hy wil sy hart vir die Here gee. So hy het na die Here toe gekom, voordat al hierdie goed met hom gebeur het. Ja. En hy was baie getrou, Sondag die dienste gaan bywoon, en as hy by die huis kom, dan kom vra hy vir ons, was julle nie kerk toe nie? Dit was 'n geseënde diens. Mense, kan ek vir julle die boodskap bedien? En sê ek, praat maar pastoor, ons luister. So het hy elke Sondag gekom en vir ons die woord kom bedien. Maar soos die duiwel nie tevrede was nie, het hy 'n geweldige slag geslaan. Hy het die supportgroep bygewoon, en hy het tot inkeer gekom, en ek was vir die Here so dankbaar, want nie in my wildste drome het ek gedink dat die kind ooit tot inkeer sal kom nie. Maar die Here bly die Here. Die Here doen dinge bo jou verstand. Dinge wat diep en ondeurgrondelike dinge doen die Here. En daai aand toe daai kind tot inkeer kom, was ek versla. Hulle vra vir my, gaan juffrou niks sê nie. Ek was so vol blydskap, en ek was so verslaan. Dom geslaan. Ek was stom geslaan, uitgebul. Ja. En, maar die Here het vir hom deurgedra, en hy het goed aangegaan, so na die dienste bygewoon, maar die duiwel is mos nie gelukkig nie. Wanneer 'n mens die Here dien,
U moet onthou vandag, u wat na my luister, wanneer 'n mens die Here dien, is die aanvalle geweldig. Ja. Die duiwel sal jou aanval en kyk of hy jou kan laat val. En jy moet net op jou voete dink en jy moet jou fokus moet op die Here wees. Amen. En my seun het toe nou aangegaan. Die Here het vir hom 'n werk voorsien, prys die Here. Hy het by Toedui gaan werk en hy was gelukkig in sy werk en die Dinsdag het hy besluit hy gaan nie werk nie. Ek het gewonder wat gaan aan. Hy is nog net aan die huis rond, hy gaan nie werk nie en mami, ek voel nie lekker nie, ek gaan nie vandag in nie. Toe sê ek, nee, dis reg. Ek kan maar sê vir jou besluit nie, dis jou liggaam en hy het 'n rugprobleem ook gehad na die massiewe ongeluk waarin ons was. En so eendag was dit goed en die ander dag was dit sleg. Dan kan wil sy ruggie In wat 'n ongeluk was julle ons was in 'n geweldige ongeluk hier op die N2 Natasha 2019. Ek het laat gewerk die dag en 2 van die skoolkinders het vir my gehelp, my klaskamer skoonmaak. En my seun het die motor gebruik want hy moes oor die berg gaan. En toe hy terugkom, toe gaan tel hy my dogter op en hulle het vir my kom optel en ons is op pad Bieden toe om die kinders te kom aflaai. En op daai pad Bieden toe, daar op hy stop, want jy sal die wegdraai van Bieden, daar het 'n bakkie gekom en in ons ingery en ons gestoot, 'n paar kilometers gestoot. Die een dogtertjie was op slag dood. Sure. Die een het die geeliewer in sy gesteek. My dogter se gesig was lelik geskend. My seun het 3 rugwervels gebreek. En ek self het nekbeserings en kopbeserings opgedoen. Nou dit was vir hom 'n permanente kwaal. En so dit het ook was ook 'n stremming op sy rug in die werk. En die dag het hy besluit hy gaan nou nie werk toe nie. En hy kom toe na my toe en hy sê mami ek soek 'n gehaltjie. Ek sê toe kind ek dink ek het nog gehaltjie, maar ek maak toe 'n plan en ek gee vir hom die gehalt en hy noem toe 'n naam wat hy nou 'n paar 4 warm klappe wil gaan gee. Ek dink toe maar hoekom sal jy nou dit wil doen? En dan kan ek maar tronk toe gaan mami. Ek sê nee Boeta, kom ons bid. Wat is die probleem? Is daar 'n probleem? Kom ons bid, kom gee vir my die saak aan, leeu dit vir die Here en die Here gaan dit oplos. Hy het so ver gekom en hy's daar weg en hy het die hele dag so rondgedwaal tot die aand toe nou. En die aand het 'n vriend van hom na toe gekom. Hulle daar agter in die agterplaas gaan sit. Ek het vir hom kos aangebied en hy het geëet en weer agter gaan sit en hy sê toe vir die vriend 9:00 moet jy gaan want ek moet nog môre gaan werk. 9:00 toe loop die vriend. En hy sit daar agter en ek is iemand wat nie gaan slaap voordat my kinders in die huis is. En ek sit daar in die sitkamer voor die televisie en 12:00 toe gaan ek roep ek na hom. Toe sê ek, "Boeta, jy moet nou inkom, jy moet mos nog môre gaan werk. Kom in en sy te moeg môre." Ek kom nou mami en ek gaan sit maar weer daar. 1:00 toe roep ek weer. Ek is nog egte mami, ek gaan nou inkom. En 1:15 toe gaan roep ek weer. Toe sê niks antwoord nie. En toe ek terugstap van die agterdeur af na die stoel toe, toe begin my liggaam te skud en bewe en ek besef die Heilige Gees is besig om iets vir my te sê en ek hardloop kamer toe en ek sê, hy het die agterdeur 'n besem agter die handvatsel gesit, so ons kan nie uit nie. Ek het roep my dogter, ek sê, jy moet nou kom, jy moet kom, ja, iets is besig om te gebeur hier agter, kom net. So het hy nou julle deur gesluit van die huis, dat julle nie uit kan kom nie. Ons kan nie uitkom nie, na hom toe uit die huis in die agterplaas, en die deur is toe, so as ek wil uitgaan, kan ek nie uitgaan nie. Ja. En ek sê, ek het hom 3 keer geroep, Ashley, en weer geroep op sy naam, en weer geroep, en daar is die antwoord nie. En my dogter kom toe, en sy klim op 'n stoeltjie, en sy maak die agtervenster, die kombuisvenster oop, en sy stoot die besem so weg, en hier hang my kind aan 'n tou. Dit was vir my 'n geweldige slag. My hande was afgekap. Ek kan hom nie help nie. Ek het hom so om sy lyf gaan vat en hom probeer lig om te kyk of ek hierdie tou kan afhaal. Hierdie tou was te styf om sy nek.
Hy het geen boodskap nagelaat nie. Al wat hy daar agter op teen die muur geskryf het, was die slagspreuk van Stellenbosch, en dan het hy daar onderin geskryf, veras my asseblief. Hy het geen boodskap nagelaat nie. Hy het nie 'n briefie nagelaat nie. Op sy foon was niksie. Dit was vir my 'n geweldige slag. Nie in my wilste drome het ek kon dink dat so iets vir my sal tref nie. En die 2 weke voordat hy dood is, het hy elke dag, as hy inkom, dan sê hy, mami, ek is lief vir jou. As hy uitgaan by die deur, dan sê hy, mami, ek is lief vir jou. As hy weer inkom, dan sê hy, mami, ek is lief vir jou. Ek het nooit besef wat hy probeer vir my sê nie. Maar die Here het vir my daardeur gevat. Die Here het dit vir my moontlik gemaak om rustig te wees. Ek is al deur die ergste seer, die hartseer is nog daar, as ek so na sy foto kyk. Ek het hom laat veras, sy as, hoortjie met die as staan daar, en sy 2 foto's staan daar, as ek so na die foto's sit te kyk, dan loop my trane, want is vir my nie maklik om daardeur te kom nie. Maar ek wil vandag vir u sê, as u kind dwelmverslaaf is, wees lief vir u kind. Moet hom nie verstoot nie. Moenie sê die tik op, die drak en die dit, die daai nie. Dit het my kind se lewe laat verander, omdat ek vir hom aanvaar het soos hy was. Ek het vir hom altyd gesê, Boeta, mami is baie lief vir jou. Ja, jy doen die verkeerde goed, maar ek bly lief vir jou. Ek sal nooit ophou om vir jou lief te wees nie. En so het hy al minder en minder en minder die drugs gebruik. Hy was nou by die Here, die Here sy lewe verander, en ek dank die Here vir daai 'n belangrike stap wat hy in sy lewe geneem het, om na die Here toe te kom. Ja, hy het hom nou self om die lewe gebring, maar ek weet, die Here het vir hom 'n kans gegee. Ek vertrou die Here, en ek glo dat die Here vir hom 'n kans gegee het. Wees lief vir u kinders. Dra die kinders op die hande. Moenie vir hulle uitsit dat hulle buite in die koue en in die reën en in die nattigheid slaapie. Moenie vir hulle kos weier nie. Nou kom daar baie kindertjies by die deur by my klop, dan kom vra hulle 'n stukkie brood. Ek sit hulle op die pad en ek vermaan hulle, julle kan nie so lewe nie. Julle moet vir julle werk gaan soek. Maar ek gee nog altyd vir 'n stukkie brood, want dit is wat die Here van ons verlang. As jy by die Here is, dan moet jy doen wat die Here van jou verlang, en jy moet liefde uitleef. Bekering is nie om te sê nie, bekering is om uit te leef. Mense moet in jou lewe kan kyk en kan sien, waarlik, daar het iets in die vrou se lewe gebeur. Ek is dankbaar dat ek met u kon deel. Ek hoop dit het 'n impak op u gemaak. Baie dankie. Amen, baie dankie. Sofia, weet jy, Sofia, nee, jy praat nou, en ek dink verlede week sien ek op iemand se status, en sy sal altyd vir my sê dat sy kyk na die programme, en sy vind so courage, en sy skep so moed daarin, want haar seun is ook aan dwelms verslaaf, ook 'n gegoede seun uit 'n gegoede huis uit, en weet jy, die ander dag, ek kan nie te worry so pas tyd is gesit nie, maar ek dink nou terwyl jy praat, Sofia, en hierdie woorde kom net by my op, en ek wil dit vir jou ook sê, so ek wil nie huil nie as ek nou dit gaan sê nie, en ek lees haar status, en hierdie woorde, en ek wou dit vas sê, en ek het nie, so ek wil nou graag van mama sê, so Sofia gesê, kinders wat aan dwelms verslaaf is, bid vir jou kinders, en dit is wat ek moes gedoen het met my dogter, a mother's love, wat 'n ma nie sal doen vir haar kinders, 'n ma sal alles gee vir haar kinders, en hierdie woorde kom by my op, jy het nog jou kind by jou, jy het nog jou kind by jou, so ons het nie ons kinders meer by ons nie, hulle is weg, so wees lief vir jou kinders, gee liefde en bid vir jou kinders, en soos ek gesê het, moenie daai kind wegwys van jou nie, want ons moet nou, Sofia het nou nie 'n graf waarna toe sy gaan nie, maar ek moet na 'n graf toe gaan, om blomme te gaan opsit, so wees lief vir jou kinders, dis my woorde, ook aan jou, so baie dankie Sofia, dat jy jou tyd afgestaan het, en
Baie dankie vir jou wat ook ingeskakel is. Onthou, Mensenal Stories elke Sondag om 1uur op Live CBN, www.livecbn.com, ook op my YouTube kanaal Women After God's Own Heart, ook op my Facebookblad en TikTokblad Mensenal Stories. En as jy baie graag een van hierdie boeke wil hê, stuur gerus my boodskap en al my besonderhede sal ook onder aan die skerm wees. Van my Natasha Fick, geseënde dag verder.